Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Het julle al ooit gewonder hoekom nie net in ons dag en tyd nie, maar dit voel asof dit nog al so was. Hoekom kerke so mense seermaak. En wat ek bedoel is, daar's twee algemene seermaak wat ons ervaar in kerke. Die eerste ene is stories reg oor die wêreld en veral in Pretoria waar mense seer ervaar in kerk want hulle voel die kerk oordeel hulle. Die kerk sê hulle sleg. Die kerk hanteer hulle sonder liefde. Inteendeel, hulle ervaring is dat hulle outcasts is. Hulle voel soos melaatses. Hulle voel so oor hulle lewe, oor iets in hulle, oor iets wat dalk gesien was, oor 'n fout wat hulle gemaak het, oor 'n sonde dalk wat uitgekom het. Oor hoe hulle aantrek dalk of hoe hulle lyk selfs of van die besluite wat hulle ver in hulle verlede gemaak het. Maak nie saak wat dit is nie. Hulle voel geoordeel. Hulle voel uitgestoot, hulle voel nie welkom nie. Hulle voel nie iemand het hulle gehoor of verstaan of kom ondersteun of kom vra, weet jy, is jy okay nie? Niks van daai nie, net uitgestoot. Indirek of direk. Mense ervaar seer. Dis algemeen. Dis is amper 'n norm, wil ek sê. Ons almal weet, ons het al dalk van hierdie seer beleef. So algemeen is dit in kerke. Dis natuurlik die een tipe seer. Maar die ander tipe seer wat ons ervaar is aan die ander kant waar ons amper die kerk voel so liefdevol. En dis so genade en almal noem hulle self Christene, maar na die Sondag lewe hulle lewe 'n week uit asof hulle nie Christene is nie. Dis net genade. Hulle kan vloek, dronk word, skinder, rassisties optree, meisies en ouens misbruik mekaar. Hulle is absoluut vasgevang in sonde, maar dis okay want ons gaan iets ervaar Sondag en dit gaan ons weer goed laat voel oor onsself. Die manier hoe dit mense seermaak is wel, hoe kan die boodskap waar wees? Hoe kan daar hoop wees vir my en my sonde as ek geen vrug sien nie? Dat ek ervaar iets, dis real. Jesus is amazing. Ek steek my hand in die lug op, dis amazing, maar waar's dit? Want ek word maandagoggend wakker en niks het verander nie. Maak die kerk seer. Dit dryf mense uit die kerk uit. Dit maak mense sê daai is 'n geldmaak storie. Dis wat mense sê. Want het ons niks tasbaar om aan vas te hou wat sê hierdie ding is real nie. En dalk het jy alself so iets ervaar. Dalk het jy al tot daai selfde konklusie gekom. My vraag weer is hoekom? Hoekom is hierdie so algemene probleem? Hoekom het ons almal sulke ervarings al gehad? Hoekom weet ons van kerke en van vriende en van familie wat hierdie presiese probleme al ervaar het? Hoe gaan ons keer as 'n jong aandiens van jong mense wat 'n droom het om Pretoria se jong mense te bereik? Hoe gaan ons keer dat ons nie in hierdie gate val nie? Die rede hoekom ek al hoe meer oortuig is die Here hierdie klein beweging wat ons hier voor begin het, is want die Afrikaanse kerk en die volgende generasie van Afrikaanse gelowiges is in 'n toestand. Daar's nie baie kerke, Afrikaanse kerke wat vir die volgende generasie die egte woord van God preek en Jesus sentraal hou nie. Daar is nie. En so wat gaan ons doen om nie in die gate te val nie? Die antwoord is, wat? Hoe het julle geweet? Ja, Kolossense 3, wat? Nice, julle sê. Ja, die antwoord is in Kolossense 3. En so kom ons kyk wat sê Kolossense 3 vir ons oor 'n derde opsie wat Jesus vir ons gee. Nie een ekstreem nie, maar 'n nuwe gemeenskap wat nie in een van die gate val nie. Nou,
Net om so 'n bietjie konteks te gooi oor hierdie vraag en wat ons sien in die brief van Kolossense is dat die valse leraars, soos wat julle al week na week gehoor het hierdie kerk geïnfiltreer en hulle het 'n valse spiritualiteit verkoop. Deur mensgemaakte reëls by te voeg by Jesus. So jy is werklik spiritueel vol as jy al hierdie goeders doen of is of voel of ervaar en jy het vir Jesus. Okay? Sit hierdie goed net by. Kolossense 2 sê verander what you eat, what you drink, attend religious festivals, the new moon celebrations, have specific Sabbath days, worship angels, hierdie goeders. Dan is jy spiritual, man. En as jy nie die goed doen nie, dan is jy uit. Dan is jy 'n laer klas Christen, okay? Kolossense 2 vers 20. Hoekom wen jy nie teen sonde nie? Hierdie is hoekom. Sê die valse leraar, shame. Dis omdat jy net Jesus alleen het. Dis hoekom jy nie jou sonde kan beat nie. Jy het net vir Jesus. So kom ek gee vir jou 'n paar reëls. Submit to hierdie rules. Do not handle, do not touch, do not taste. Sny jouself net gou 'n bietjie uit. Weet verander jou omstandighede buitekant jou en dan gaan jy jou sonde oorwin, want Jesus alleen is nie genoeg nie. Kolossense 3 vers 23, the harsh treatment of your bodies. Slaan jouself elke keer jy sondig, basies. Rules, regulations, worldly wisdom. Dis die basis van spiritualiteit en van lewensverandering. En weet jy of julle sien wat hier gebeur nie, maar dis belangrik om te sien hoe subtiel en kragtig hierdie shift is. Skielik is jou redding nie meer gebaseer op wat Jesus gedoen het nie, dit gaan nou oor wat jy doen. Baie subtiel. En ek weet julle het hierdie al oor en oor gehoor, maar vanaand moet julle hoor dat kerke presies hierdie fout maak. Kerke doen hierdie reg oor Pretoria. Hierdie is die basis van die gate waarin hulle val. Hierdie is hoekom kerke in een van daai extreme val. Hulle kyk na hulle eie mensgemaakte verwagtinge van wat 'n goeie Christen is. Hulle plaas daai reëls op jou en op my en op ander mense en hulle sê wees so. Moenie hierdie goed doen nie. Doen hierdie goed. Dan is jy 'n Christen. Shap. En wat gebeur? Jy lees nie jou Bybel elke dag nie. Jy het nie 'n lekker stilte tyd gehad nie. Of jy het nie 'n emosionele ervaring gehad vir God nie. Jy het nie in tale gepraat nie. Jy is in die moeilikheid. Iets is fout met jou en dis hoekom jy moet meer doen. Jy moet bysit by Jesus, dan is jy goed genoeg. Dis subtiel, maar dis presies wat gebeur. Dis presies wat gebeur. Jy moet iets wees, jy moet iets doen. En wat doen? Wat gebeur dan? Wat gebeur? Die resultaat is dat jy een van twee extreme val. Elke keer, jy val in 1-2 gate. Of jy kry reg wat die verwagting is. Wow, kyk, ek doen alles wat hulle sê ek moet doen. Ek is amazing. Maar ek oordeel jou want jy pas nie in my boksie nie. Jy is nie amazing nie. Jy is uit. Jy is nie welkom nie. Ek sê dit hard, maar dis presies wat gebeur. En dis dalk indirek, maar dis hoe mense dit ervaar. Of die ander ding is, sonde is nie so bad nie, julle. Die ander ekstreem, sonde is okay, vergeet daarvan. Jou lewe verander nie, so kom ons ignoreer dit net. Kom ons sweep ons sondige onder die mat. Kom ons gaan net aan. Ons kan die lewens ervaar. So een van twee dinge gebeur. Jy val in die gat van sonde is okay, of jy val in die gat van jy kry dit dalk reg, maar jy word 'n fariseer en jy maak mense seer. En dis wat met kerke gebeur, maar sien julle dat dit presies hierdie situasie is in Kolossense en dat dit presies die situasie in waarin ons is en Jesus deur Paulus skryf vir die brief aan ons en hy gee vir ons 'n derde opsie. 'n Jesus gesentreerde kultuur wat nie staat maak op menslik gemaakte wysheid, reëls of kennis nie. Waar ons 'n werklike heilige community kan wees, nê? Ons fake dit nie. Ons lewens is verander. Ons oorkom ons sonde, nê? Ons is 'n werklike heilige community aan die een kant en ons is in die midde van 'n gebroke wêreld. Ons lewe in die wêreld onder mense. In mense se lewens en ons is 'n lig
Ons is 'n lig. Dis die derde opsie. Jy sny jouself nie af en stoot mense weg nie. En jy ervaar werklike lewensverandering. Hierdie is 'n gemeenskap onder die heerskappy van Christus. So ons gaan kyk na 3 dinge vanaand uit die teks uit. 3 eienskappe van 'n kerk onder Jesus se heerskappy. Onder Jesus as supreme. Jesus is the supremacy of Jesus, the lordship of Jesus. Hy is koning van ons lewens, hy is ons alles en ons dryf ons lewens in hom in 3 eienskappe van 'n kerk waar Jesus werklik sentraal en koning is. Kom ons kyk gou na die eerste ene. Die 3 punte is net om julle oorsig te gee is die eerste eienskap is Jesus gesentreerde gemeenskap haal sonde af. Die tweede eienskap is Jesus gesentreerde gemeenskap sit vir Jesus aan. En die derde eienskap is Jesus gesentreerde gemeenskap help mekaar. Ons help mekaar om sonde af te haal en om Jesus aan te sit. Okay. Dis die 3 punte. Kom ons spring sommer hier in die eerste punt in. 'n Jesus gesentreerde gemeenskap haal sonde af. So, kom ons lees gou weer die teks, dit gaan vir julle opkom. Hierdie is nie my woord nie. Dis God se woord, so ons gaan baie Bybel lees. Want my woord beteken niks. Dis Jesus se woord wat saak maak, dis God se woord wat saak maak. So, vers 5. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming. You, Colossians, used to walk in these ways, in the life you once lived. But now, you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge of the image of its creator. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian or Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Christ is all and in all. Jesus gesentreerd. So die eerste ding wat ons hier moet sien is sonde word ernstig opgevat. Ons speel nie met sonde nie. Ons vat dit nie ligtelik op nie. Put to death. Maak dit dood. Sny die keel van jou sonde. Pleeg moord teenoor jou sonde. Maak hom dood. Al hierdie goed, maak dit dood. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires. Maak dit dood. Hierdie goed is deel van jou ou lewe. Die lewe wat nog nie vir Jesus geken het nie. Vers 7. You used to walk in these ways. You used to. In the life you once lived. So baie duidelik praat hy met gelowiges. Dis die ou lewe gelowige. Dis nie die lewe van 'n disipel nie. Dis hoekom Paulus hier kan sê in sterk taal, maak dood, rid yourselves. Hy sê skeer dit af, rid yourselves. Skeer dit van jou af. Dis nie meer wie jy is nie. Dis vir my wat mooi is hierso wat Paulus hierso sê. Sien raak dat Paulus regtig nie praat met ongelowige mense nie. Hy praat nie met mense met ongelowige harte wat nog nie die verandering van die Heilige Gees beleef het nie. Dis nie met wie hy praat nie, dis belangrik. So ons kan maklik heeltyd kyk en lekker die wêreld oordeel. Hou daarvan. Ons hou daarvan om te sê, "Yes, maar daai mense is bad." Jy sien hoe kuier hulle daar buite in die pub. Yes, dis rof. So what? Hulle is nie gelowiges nie. Hulle kan doen wat hulle wil. Hou op hulle oordeel. Hulle het nie hulle self onder 'n nuwe standaard geplaas deur te sê ek is 'n Christen nie. Hulle glo nie wat ons glo nie. Hulle het nie die nuwe lewe ervaar wat ons ervaar het nie. So hoekom wys ons heeltyd vingers? Want dit laat ons beter voel oor onsself. Kyk, as ons eerlik is, hou ons daarvan om sonde ernstig op te vat. Ons hou daarvan om sonde ernstig op te vat. Net nie ons sonde nie.
Hulle sonde. Net soos die fariseërs staan in die tempel, sê dankie tog, ek is nie soos daai tax collector nie. Ek sê soos daai sondaars nie. Dankie tog. Yes. Ek is daarom in die kerk. Ek sê dit in sterk taal, maar subtiel is dit die kultuur wat heers in kerke. Dis die atmosfeer. Dis wat jy ervaar. Maar hoor God se woord, hoor wat Paulus hierso sê. Hy wys nie die vinger na die wêreld nie. Hy wys die vinger na die Kolossense toe. Hy sê julle moet julle sonde doodmaak. Kyk hoe gebruik Paulus in vers 9 en 10. Hy gebruik 'n voorbeeld. So hy maak 'n lys. Dis nie 'n exhaustive lys nie. Hy probeer exhaustive wees. Maar soos wat hy skryf, gebruik hy leuns as 'n voorbeeld. So kyk saam met vers 9 en 10. Hy sê do not lie to each other. So okay, so ons moenie jok nie. So net soos dat ons nie moet jok nie, moet ons nie hierdie ander goeters ook doen nie, nê? Maar kyk hoe gee hy vir die gelowiges, hoe moet jy dit afval? Hoe moet jy nie jok nie? Hy sê do not lie to each other. Since you have taken off your old self with its practices, and you have put on the new self, which is being renewed in the knowledge of its creator. So hy sê, moenie jok vir mekaar nie, okay? Moenie rondslaap nie, moenie dronk word nie, moenie vloek nie. Hy sê, hy gee die lys, moenie skinder nie, moenie malice, moenie kwaad en met lelik in jou hart te dink oor jou medemens nie, moenie dit goed doen nie. Maar kyk mooi hoe sê hy dit. Hy sê nie, moet dit nie doen nie, hier's 'n lysie van to-do's en don'ts nie. Hy sê, kyk mooi, hy sê, moenie jok nie, want toe jy vir Jesus gevolg het, op daai oomblik, het jy jou ou self afgehaal. En jy het 'n nuwe self aangesit. En daai nuwe self, nê, word elke dag continuously being renewed. Elke dag is die Heilige Gees besig jou gelowige om jou nuut te maak. Elke dag. Elke dag. Jy het die Heilige Gees in jou en elke dag verander die Heilige Gees jou meer en meer into the image of our Creator. Being renewed elke dag. Dis hoekom jy kan afval. En ons weet, hoofstuk 1, the Son, Jesus, is the image of the invisible God. In him all things were created. Jesus is the creator. Ons word meer soos Jesus. Elke dag word jy gevorm en vou, of jy dit nou weet of nie, en jy word meer en meer soos Jesus gemaak. Elke dag, in elke situasie, is die Gees besig met jou. Hierdie is die werk van die Heilige Gees. Hy's die Heilige Gees, want hy bring heiligheid waar daar sonde is. Hy maak jou heilig. En so hierdie is basies wat Paulus sê, werk jy met die Gees of teen die Gees, gelowige? Werk jy met die Gees of teen die Gees, gelowige? Haal af. Werk saam met die Gees, hy's besig in jou. Jy kan afval, want hy's klaar besig in jou. En ek wil hê ons moet sien, hierdie is nie wette nie. Hierdie is nie nog reëls nie. Hierdie is nie, do not touch, do not eat, sny jouself af, kry hierdie ding in plek, verander jou omgewing nie. Dis nie wat hy sê nie. Paulus sê, hou op met hierdie lys sondes. Hy sê, jy gaan nie jouself puro deur 'n klomp do's en don'ts nie. Al klink dit hoe wys, en dis die probleem met hierdie goed, dit klink wys, dit klink mooi, dit klink asof dit gaan werk. Hy sê gelowige, hou op wees wie jy nie is nie. Gelowige, haal jou sondes af. Want dit is nie wie jy is, die binnekant jou nie. Jy's 'n veranderde mens. Haal af. Jy is 'n new creation. Hou op jok vir jouself. Haal af, jy's 'n kind van God. Wees wie jy is. Hou op vir jouself sê, ek het probeer, maar ek kan nie. Hou op dit vir jouself sê, dis 'n leuen.
As jy 'n gelowige is, as jy kyk na Jesus en jy het jou vertroue in sy kruisdood gesit, dan jok jy vir jouself as jy sê ek het al probeer, ek kan nie. Nee. Jy kan, want Jesus is genoeg. Dis die punt van die hele brief van Kolossense. Hy is genoeg. Sy werk is genoeg en sy gees in jou is genoeg. So werk jy saam met hom of werk jy teen hom? As jy vashou aan ek kan nie, ek het al te veel keer probeer, dan is jou Jesus baie klein, gelowige. Probeer regtig nie onsensitief wees nie, maar ons kan nie daaraan vashou en sonde ernstig, ons stryd teen sonde ernstig opvat nie. Ons moet daai leen afhaal. Sonde is nie meer ons baas nie. Ons kan nie sê teen sonde, ek kan nie. As jy sê sonde, ek kan nie, dan sê jy sonde is nog jou baas. En dis nie wat ons sien in God se woord nie. Die Heilige Gees werk elke dag in jou, so jy kan beklei. Die Gees is besig. Al het jy 'n oomblik van weakness beleef, al het jy gefaal, al het jy weggeval, staan op, kyk na Jesus en beklei, haal af. Dis nie wie jy is nie. En ek dink as jy werklike lewensverandering ervaar het, dink ek jy weet dit. Dink diep in kan jy wanneer jy daai goeders doen, jy weet dis nie wie jy is nie. Het gaan nie oor do's en don'ts nie, het gaan oor jy weet dit, jy weet dis nie wie jy is nie. En ek wil net hierdie sê op hierdie punt. Ek dink dit is so belangrik wat Paulus hier vir ons leer. As ons onsself gelowiges wil noem, dan moet ons nou maar aanvaar dat die Bybel jou tot 'n verskriklike hoë standaard hou. Ons moet dit nou maar net aanvaar, dis die realiteit. Ons as gelowiges moet ophou om so sensitief te wees. Ons moet ophou ons sonde wegsteek en wegkruip asof dit nog mag het oor ons. Dis grootendeels dink ek die probleem met Christendom in Pretoria. Om 'n gelowige te wees beteken niks. Maar die Bybel skep 'n ongelooflike hoë standaard vir die Christen. Hoekom? Want Jesus is kragtig. En hy bring werklike lewensverandering. Maar ons is sensitief. Want ons weet nie meer wat dit beteken om werklike gelowige te wees nie. Ons maak verskonings, ons sê ek kan nie, ons steek ons sonde weg in die donkerte. Ons weet nie meer wat dit beteken om 'n werklike disipel van Jesus te wees nie, wat die naam van Jesus dra nie. Almal is mos gelowig. Kyk hier wat sê John Piper, dis 'n lang quote, maar dit is so powerful, okay? John Piper sê so, en hy som eintlik hierdie hele stuk mooi op, maar hoor wat sê hy. Conversion means death. Not just a decision for Jesus, but death with Jesus. One great problem in the church today, and not the only one, is that we do not grasp the magnitude and depth and wonder and miracle of what happens in genuine conversion to Christ. And therefore, we do not know how to live and work and fight for righteousness as Christians. Romans 6. Conversion means death. That is the meaning of becoming a Christian. It is a profound spiritual event that involves death to sin. Short of that, we are playing religious games. What the world meant to Paul before meeting Christ died on that day. And the Paul that loved the world more than Christ died on that day. And a new Paul, believing Christ, trusting Christ, loving Christ, treasuring Christ, honoring Christ, was born and created on that day. That is what it means to become a Christian. Galatians 6:14, Paulus, may it never be
that I would boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world was crucified to me and I to the world. Hierdie is hoekom ons sonde kan afval. Want wanneer Christus in jou lewe inbreek, kan jy nooit weer dieselfde mens wees nie. Dis net hoe dit is. Ek sê dit nie, God se woord sê dit. 'n Jesus-gesentreerde community haal sonde af. Ons vat dit ernstig op. Want ons kan. Want Jesus is genoeg. Kom ons gaan aan. Die tweede eienskap. Ons haal nie net vir Jesus af nie, natuurlik nie, maar ons sit ook vir Jesus aan. En dis belangrik hier om te sien, dis eintlik nog dieselfde groter punt. Punt 1 en punt 2 is maar dieselfde ding, want dis twee kante van dieselfde muntstuk. Jy kan nie, jy het al ooit iets probeer afval en dit net gelos. Wat gebeur is, jou hart gaan vul daai gap met iets anders. Ek gee YouTube op en dan kyk ek skielik baie Netflix, ek weet nie. Dis net hoe dit werk. Ek moet afval en iets opsit. As ek daai gap daar los, gaan my hart net spring na die volgende idol toe. Dus ons kan nie net een doen of die ander nie. So kyk wat sê Paulus, hy die twee in vers 12 tot 15. Hy sê, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion and kindness, humility and gentleness and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all of these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you are called to peace. And be thankful. Dis belangrik om hier uit te wys dat Paulus hierdie nie geskryf het omdat almal perfek was in die kerk van die Kolossense nie. Nee, dit is eintlik die hele punt en dis die punt van hierdie preek en die tweede punt hier is belangrik. Net omdat jy nou 'n gelowige is en jy's dood tot sonde beteken nie jy gaan nie meer sukkel met sonde nie. Inteendeel, jy gaan sukkel. Dis hoekom Paulus hierdie kan skryf. Hy kan skryf, haal af en sit aan, want dis die proses. Dis die punt van vers 10. Elke dag is ons besig om nuut gemaak te word. Dis 'n proses waar ons groei in ons geloof, om vas te hou aan Jesus en af te haal en op te staan en te glo en te kyk na Jesus. Geloof dat hy genoeg is, geloof dat ek daai sondes kan afgooi. En elke nuwe seisoen in jou lewe, nuwe fase van jou lewe, gaan jy nuwe sondes ontdek, nuwe goed sien en dan moet jy weer afval en aansit. Dis 'n proses. Die Heilige Gees is elke dag besig met jou. Dis hoekom ons moet of saam werk of teen ons werk. Weet ek wil hierdie prentjie vir julle gee. As jy daaraan dink, elke oggend staan jy op en jy het jou bietjie morning breath daar. En jou hare staan so bietjie skeef. Jy dalk 1 of 2 paisies. Nee, ek nie. Ek sê maar. Nee, of jy's verseker in baie gemaklike PJs en dan staan jy op en jy kyk in die spieël. En dan begin jy. Ek moet hierdie ouetjie kry. Moet hier bietjie borsel. Ek hoop jy borsel jou tande. Jy moet stort, jy moet jou hare kam, jy moet netjies aantrek. En dis die prentjie wat ons hier kry vir ons as gelowiges. As punt 1 waar is en Jesus is genoeg, dan is hierdie die daaglikse proses vir die gelowige. Elke dag gaan jy geleentheid om in die spieël te kyk en jy gaan jou stink awesome sien van die leuns wat jy vertel het om jou reputasie te beskerm. Jy gaan die tye onthou waar jy gekyk het waar jy nie moes kyk nie. Jy gaan voel waar jy jou meer verloor het. Jy gaan voel waar jy al hierdie goed wat hy lys, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, idolatry, anger, rage, malice, slander, filthy language. Ons gaan hierdie goed sien op onsself. Soos pysies en stink awesome en hare wat skeef staan. En ek wil vir jou sê, jy gaan dit sien, maar dan het jy 'n keuse. En hierdie is waar die verskil in kom. Sodra jy dit sien, het jy 'n keuse. Of jy kan gaan na die wêreldse sy toe, ek moet net beter wees. Of, dit is so erg nie, kos ignore dit net, dit sal weggaan. Jy kan of
daai goeders doen, werk harder, sny jouself af, do not touch, do not submit to rules. Jy kan of daai goed doen, of jy kan sê, dis nie so erg nie. Of jy het nou 'n keuse. Jy kan vir jouself sê, ek gaan hierdie afhaal. Net daar en dan, sê jy. Net daar en dan sê jy, elke oggend, jy sien jou sonde, elke aand, in die kar wanneer jy ry, waar jy dit sien, kan jy net daar en dan, kan jy sê, Koning Jesus, ek is jammer. Ek is jammer, ek repent, hierdie is nie wie ek is nie. Haal af. Weet, ek haal af. Hierdie is nie die lewe wat ek wil lewe vir u nie. Hierdie is nie die hart wat ek wil hê vir u nie. Haal af. Ons haal af in die vorm van repentance. Ons sê jammer. Want ons kan. En ons moet. Maar ons stop nie daar nie. Onthou ons moet aansit. Ons sê dan weer in geloof, ek het repent, maar dan moet ons believe, repent and believe, nee, dit hou nie op nie vir die res van jou lewe. Repent and believe, dan groei en sê, Jesus, dankie, en ek sê dankie. Ek's jammer, maar ek sê dankie. Dankie dat ek in u is. Dat al my sondes vergewe is, past, present en future, dat u my 'n nuwe skepping gemaak het. Dat ek 'n kind van God is. Kyk, ek sit 'n nuwe identiteit aan. Jy sê, Jesus, dankie vir u gees wat nou besig is in my, verander my. Dankie vir dit. Help my Heilige Gees om meer gentle te wees, om humble te wees, om compassionate te wees, om geduldig te wees, om nee te sê vir daai sonde, daai evil sonde wat my lewe wil vernietig. Heilige Gees, kom en ondersteun my, help my werk, help saam met u te werk. Ek sit aan. Haal af en ek sit aan. Heilige Gees, dankie dat u my veilig hou. Dankie dat die bloed van Jesus my beskerm, dat al my sondes wegvat, dat ek 'n nuwe mens is. Ek hoef nie hierdie pad te loop nie. Ek sit 'n nuwe identiteit aan. Ek sit nie eers daai nuwe identiteit aan nie. Ek affirm net wie ek is. Want dis wat geloof is. Dis die lewe van die Christen, dis die proses wat ons in lewe. 'n Ware Christen beklei altyd teen sonde. Dit maak nie saak hoe donker dit mag wees, of hoe diep daai gat mag voel, of hoeveel keer jy na al geval het nie, of selfs hoe lank dit dalk mag vat vir jou, om hierdie ding te beat nie, jy hou nie op beklei nie. Want jy's nie tevrede met dit nie, want jy maak dit dood. Jy hou aan, elke keer, en jy bou vir jouself 'n nuwe identiteit. Jy verander nie jouself nie. Jy laat toe dat Christus jou verander van binnekant af na buitekant toe. Jy lewe in sy vryheid en in sy geskenke en jy gooi af wat aards is in jou. Ek wil julle vinnig 'n storie vertel van 'n ware storie van 'n pastoor wat hy sit in sy kantoor en hy werk die dag. En in sy kantoor bars 'n jong man. Dis 'n ware storie. Ek dink dit is al soveel keer vertel dat ek nie eens weet wie die mense is nie, maar ek weet dit is waar, dis wat hulle sê. Die jong man bars in hierdie kantoor en hy's frustreerd, hy's moeg, hy's uitgeput, hy's afgebreek, hy het homself al so condemn en hy begin afpak op die pastoor. Hy sê, ek kan nie evangelise nie. Ek kan dit net nie doen nie. Ek het nie, elke keer wat ek daaraan dink, word ek vasgevang in vrees. Wat gaan hulle dink van my? Ek kan nie my storie deel nie. Ek kan nie eers my Christendom reg uitlewe voor my vriende nie, want ek kan nie. Ek is 'n slegte Christen, pastoor, sê hy. En die storie gaan so, die pastoor kyk op en sê vir hom, my kind, jy hoef nie jou geloof te deel nie. Jesus se liefde staan in jou plek en maak op vir al jou tekortkominge. Nie net jou sondes nie, maar selfs dit wat jy voel jy moet doen. Jesus maak op vir dit. Jou evangelism is nie die basis van jou geloof nie, jongman. En die jongman kyk op met groot oë. En hy is 'n bietjie stil en hy sê dankie en hy staan op en hy gaan uit. En daai Sondag kom die pastoor kerk toe en hy sien skielik soos 5 of 6 nuwe jong mense in die kerk. Hy vang die een ouetjie vas en hy sê vir hom, "Hey, baie welkom hier. Van waar af is jy? Wie ken jy?" En die ouetjie wys na daai selfde jong man toe. En hy sê, "Hierdie ou kon nie hierdie week ophou praat
Oor die Jesus wat hom nie wil ophou lief hê ten spyte van homself nie. En hy het 'n storie met my gedeel en ek wou net kom uitkyk hier, wat gaan nie aan. Die pastoor gaan en hy wil die man vra, hy wil hierdie jong man vra, wat het gebeur? Hoe het jy net so skielik, wat het gebeur, jong man? En hy vra die jong man, hoe het jy skielik net hierdie so braaf geword, om skielik vir almal te kon sê van Jesus? En die jong man sê, die pastoor vra, wat het ek gesê? En die jong man sê, jy het vir my gesê, ek hoef dit nie te doen nie. Dis die punt. Jy hoef dit nie te doen nie. Daar's nie reëls nie. This is the law of love. Dis die gospel hierdie. Jesus se liefde is oorweldig al ons tekortkominge. En die feit dat Jesus jou so omvou met sy beloftes, sy liefde, soveel so dat geen sonde of tekortkoming jou ooit kan skei van Jesus af nie. Dit maak dat al hoef ons nie, ons wil dit doen. Daai liefde dryf ons en dit verander ons van binnekant af. Want ons sit in identiteit aan van Jesus wat ons nie verdien nie. Ons kruip letterlik weg in Jesus en ons geen veiliger plek as dit nie. Ek wil vir ons afsluit met my laaste punt. Daar's 'n interessante dinamika hierso in die laaste paar verse wat sê ons help mekaar om sonde af te haal en Jesus aan te sit. Ek het nou met julle gepraat as individue, maar die manier hoe hierdie uitspeel is in community. Ek wil vir julle sê, vers 13 en 14, bear with each other, forgive one another. Vers 16, let the message of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another. Ek het vroeger gepraat van daai spieël waarin jy elke dag moet kyk. Daai spieël is jou community. Moenie dink jy kan jou sonde sien nie, jy kan nie. Dit is net nie hoe dit werk nie. Dit is nie lekker nie, ons hou nie daarvan om na ons sonde te kyk nie. Die spieël waarna ons kyk is die community wat God vir ons gee, ons kerk, ons gesinsgroep. En dis waar hierdie uitspel, daar's 'n dinamika wat hier uitspel, soos wat ons sonde ernstig op, wat Jesus aansit, is daar 'n nuwe community wat gebore word, soos wat ons 'n derde tipe community, 'n community wat vol genade is, maar wat sonde ernstig opvat, 'n heilige community wat nie die wêreld oordeel nie, maar wat wel mekaar oordeel in liefde. Hulle bear with each other, hulle dra mekaar, hulle is lief vir mekaar, hulle doen lewe saam. En hulle is in die wêreld 'n lig soos geen ander nie. Hierdie is disippelskap. Hierdie verwys na disippelskap. Teaching, admonishing one another. Julle ons disippelskap is wie ons is en wat ons is. En ek wil julle vra. Koffie ons met mekaar. Ek wil jou vra, is jy deel van 'n gesinsgroep? Deel jy jou sorge met mekaar? Glo jy dat ons hier is om mekaar se burdens te bear? Gaan jy aanhou sensitief wees en glo sonde het 'n houvas op jou, of gaan jy toelaat dat ander in jou lewe kan inpraat, sodat jy in liefde kan hoor wie Jesus is vir jou en wat hy is vir jou? Sal jy teaching en admonishing kan aanvaar van jou medegelowige, jou boetie en jou sussie? Sal jy glo dat hulle 'n pad wil stap met jou en wil bid vir jou? En dat hulle jou altyd gaan hou tot 'n hoër standaard, want dis wie jy is. En dat dit die beste ding is vir jou. Hierdie is disippelskap. En wanneer ons hierdie goeders doen en vir mekaar doen, word daar 'n derde tipe community gebore wat nie val in een ekstreem of die ander ekstreem nie. Dis 'n community wat nie kyk na mensgemaakte reëls nie, maar dis 'n community wat kyk na Jesus. En 'n community heeltyd vir mekaar sê, dis nie wie hy is nie, dis wie hy is. Kom ons gaan lewe daai uit. Aandiens, ek sluit vir ons af met hierdie vers 14. Aandiens. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk,
besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.